Een van ons probleme is, mense bestel goed, wanneer die goed kom, dan het hulle nie meer die geld nie, of hulle sê maar hulle gaan Volpay betaal, maar hulle moet die 25ste betaal, en dit krap jou goeders baie die mekaar. So hier is 'n wenk, probeer nog dink aan ander. Wanneer jy die goed bestel, of wanneer die persoon die goed bestel, sorg dat jy hulle nommer het, en wanneer jy die order insit, en dan weet jy vir hulle, jy laat weet vir hulle hoe lank dit gaan vat, dat hulle mooi weet wanneer die produkte kom, hou hulle op hoogte, as daar enigiets gebeur by die koeriers, dat dit bietjie vertraag word, stuur WhatsApps uit na die persone wat geraak word deur daai koerier wat dalk bietjie later gaan kom. Wanneer die goed kom, al is dit nog voordat die persoon moet betaal, laat weet vir die persoon, ek het die goed, en die dag van betaling, stuur net 'n hallo boodskap. Wat baie keer gebeur is, ons is almal mense, en vir jou is dit 'n prioriteit. Jy het die persoon se naam neergeskryf, jy moet die geld kry, so dit is in jou gedagtes. Jy het obviously 'n boek of iewers waar jy dit neerskryf, so jy weet wat 'n persoon as jy order gekom het, jy werk daarmee. Maar jy vergeet dat daai persoon partykeer 3 weke terug na jou toe gekom het en vir jou 'n boodskap gestuur het of vir jou gesê het, hier is my bestelling vir die einde van die maand. Daai persoon het intussen al vergeet daarvan. Veral as jy nie elke dag met die persoon deel nie. Al kyk die persoon jou status, al loop jy verby die persoon. Dit ontgaan ons almal. So probeer hulle net heeltyd herinner. Nie deur te sê onthou jy moet betaal nie. O ja, onthou jy het gesê jy gaan daai nee, jy remind hulle net hoe die proses volg en onmiddellik herinner hulle dit daar weer aan hulle gaan moet betaal. En dan wees ook menslik, verstaan ook dat die lewe hier buite vang ons almal omkant. Mense maak beloftes 'n week terug. En in die week het daar dalk 'n sterfgeval gekom. Sit jou self gewoon net in daai posisie. As daai persoon moet worstel met al die reëlings en al daai goed. Jou bestelling is nie op hulle prioriteitslys nie. Dis nie dat hulle sê jy's nie belangrik nie, dis dat hulle sê hulle wil jou nie betaal nie, maar jy weet jou gedagtes is nie daar nie. So werk dit in jou beplanning, maak voorsiening dat daar altyd mense gaan wees wat bietjie later gaan betaal, wat dalk nie gaan betaal nie. En dan gaan die stres op jouself soveel ligter maak. Die probleem is omdat ons self sukkel. As ons oor genoeg geld het om die persone te dra, dan gaan ek jou nie so baie pla nie. So byt vas tot jy op 'n punt kom waar jy kan sê, ek kan aangaan wanneer die persone betaal.